Volgende gaan ons 'n bietjie praat oor wat 'n effek het die Heilige Gees op my en jou. En ons lees in Handelinge 2 van vers 1 tot 13. Toe die dag van die Pinkster aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs? Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Cyrene, mense uit Rome. So dit is verskriklik baie verskillende tale wat bymekaar was. Vers 11. Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Die uittorting van die Heilige Gees verander gewone mense. Die uittorting van die Heilige Gees is nie vir 'n elite groepie belangrike mense, ergens in 'n belangrike posisie, ergens in 'n godsdienstige organisasie. Die Heilige Gees verander gewone mense om getuies vir God te wees. Nou daar is 3 dinge wat gebeur wanneer die Heilige Gees oor 'n mens uitgestort word of wanneer ons met die Gees vervul word. Die eerste is geestelike bemagtiging. Die tweede is aktiewe evangelisasie. En die derde is die wêreld om jou verander. So dis die 3 dinge wat gebeur wanneer jy jou hart vir die Here gee, wanneer jy die Gees vra om jou te vul, en wanneer jy 'n instrument word in die hande van die Heilige Gees. Jy word geestelik bemagtig. Jy begin aktief evangeliseer. Mense om jou verander. Want jy het verander. So kom ons kyk by die eerste in die geestelike bemagtiging. En wanneer ons praat oor Handelinge 1, waar Jesus sê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dan beteken dit dat Jesus vir ons sê, julle sal bekragtig word. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dis 'n ongekende krag, wat julle nie voorheen van geweet het nie. En Paulus skryf in sy brief aan Timoteus, 2 Timoteus 1 vers 7, skryf hy wat gebeur. Dalk net die regte teks kyk. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. Krag, liefde en selfbeheersing. So wanneer die Heilige Gees oor ons kom, dan is ons is nie meer lafhartig nie. Ons is nie meer, ag ek kan nie, ag ek weet nie, ag ek is nie goed genoeg nie, ag hoekom wil die Here my gebruik? Dis nie meer daai wegkruip afsyn arme ek houding nie. Wanneer die Gees oor jou kom, dan vul hy jou met krag. Hy vul jou met liefde en hy vul jou met selfbeheersing.
Met ander woorde, die Heilige Gees verander jou menswees wanneer hy jou vul. Jy hoef nie meer dinge uit eie krag uit te doen nie. Jy hoef nie meer jou plannetjies te beraam nie. Jy hoef nie meer te dink, maar hoe gaan ek dit regkry? Hoe gaan ek dit doen nie? Want die krag wat in jou werk, hy wat in jou werk, is groter as hy wat in die wêreld is. En daarom, wanneer die Gees oor jou kom, is jy nie meer wie jy was nie. En daarom moet ons besef, dat dis een ding om jou hart vir die Here te gee. Maar jy kan nie net daar stop nie. Jy kan nie net jou hart vir die Here gee en nou die lewe honkie-dorie en nou vir niks verder te doen nie. Want as jy jou hart vir die Here gee, dan stel jy jou eintlik tot beskikking soos Maria. Laat met my gebeur soos u goed dink. En dan gee Jesus vir jou sy Gees, want jy was nou aangemeld vir diens. Jy was gesê, hier is reg, Here, maak met my net wat u wil. Dan gee hy vir jou sy Heilige Gees om jou toe te rus, om jou krag te gee, om dit waarvoor hy jou wil gebruik, om jou daarvoor te kan gebruik. En hierdie krag van die Heilige Gees, dis nie 'n ligte briesie wat waai nie. Dis 'n stormwind. Want dis volgens Efesiërs 1 vers 18 tot 21 sê, dieselfde krag wat God uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood uit opgewek het, en Jesus op laat vaar het na die hemel, en Jesus aan God se regterhand laat sit het. Daai krag werk in my en jou. Dink 'n bietjie daaraan. Hoor wat ek sê. Nie wat ek sê nie. Hoor wat sê die Bybel. Dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood uit opgewek het, waarmee Jesus, ons het verlede week Hemelvaart gevier, waarmee Jesus op is hemel toe, waarmee Jesus aan die regterhand van die Vader sit en regeer as koning, daai krag werk in my en jou. Dit is 'n bietjie massief. Dit is 'n bietjie groot om te verstaan. Daai krag werk in my en jou. En wanneer ons die krag van die Heilige Gees erken in ons lewens, dan verander dit ons. Dit maak ons nuut. Dit bekragtig ons om die werk van God te doen. Empower us. Die woord empower is maar amper beter as bekragtig, want dit maak jou sterk. Dit gee vir jou alles wat jy nodig het. En die oomblik wanneer die Heilige Gees jou vul, dan gebeur daar dinge wat jy nie beplan nie. Ons lees hier in Handelinge 2 vers 4, dat almal net in tale begin praat, wat hulle nie geken het nie. Hulle het nie nou eweskielik gou op 'n taalkursus gegaan en geleer nie. Onmiddellik kon hulle 'n taal praat, wat iemand anders verstaan. So wanneer die Heilige Gees oor jou kom, gaan daar dinge in jou lewe gebeur, waarvoor jy nie voorbereid is nie. Die Heilige Gees het nie eers vir die disippels gevra, hoorie, is dit oukei as ek jou nou ewe skielik Grieks laat praat? Dit het net gebeur. Want as jy jouself tot beskikking stel vir die Here, gaan hy dinge doen wat hy wil doen. So, die oomblik wanneer die Heilige Gees in jou is en jy jouself beskikbaar stel, dan begin die gawes te manifesteer. En dit is nie dat jy daarvoor moet werk of wat jy nou moet moeite doen om dit te kry nie. Die Gees gee dit vir jou soos wat jy dit moet hê. En dan die volgende, en ons lees dit in Handelinge 4 en ons lees dit in Lukas 12, dat die oomblik wanneer die Heilige Gees oor jou kom, het jy die krag om met vrymoedigheid die woord van God te verkondig. Kom ons kyk wat sê Lukas 12.
Lukas 12 vers 11. Wanneer julle voor die sinagoges en owerhede en gesagvoerders bring, moet julle nie bekommerd wees oor hoe of waarmee julle gaan verdedig of wat julle moet sê nie, want die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat gesê moet word. En onthou, hierdie is vir 'n arme visserman soos Petrus om voor die rabbi en die Joodse raad en al hierdie groot heiliges te gaan staan, in die sinagoges, die owerhede en gesagvoerders. Dit is soos ek wat nou ewe skielik in president Bokko se kantoor moet gaan staan. Wat gaan ek vir hom sê? Wat moet ek sê? Hoe gaan ek praat? Ek gaan so oor my woorde struikel, want jy het so baie goed wat jy wil sê, maar jy weet nie wat moet jy sê en hoe moet jy dit sê en wanneer moet jy dit sê nie. Maar wanneer die Heilige Gees vir jou lei, en dit is iets wat jy deur die Gees moet sê en moet vertel, gaan jy onmiddellik verander. En die Gees sal vir jou sê wat jy moet sê. En daarom, ons is baie keer bang om te getuig. Ons is baie keer bang om te vertel. Ons is baie keer bang vir mense in die hiërargie waarin ons in ons lewe beweeg. Maar voor jy in 'n vergadering ingaan, voor jy met iemand gaan praat wat belangrik is, bid. Vra vir die Heilige Gees om vir jou die woorde te gee. Want jou eie woorde gaan in elk geval 'n gemors maak daarvan. Maar wanneer die Heilige Gees vir jou die woorde gee, gaan jy daar uitstap en sê, wow, dit was nie ek wat hier gepraat het nie. En jy gaan met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Die krag van die Heilige Gees laat jou verby jou heilige situasie kyk en die heerlikheid van God raak sien. En ons lees dit met Stefanus in Handelinge 7, waar Stefanus die evangelie verkondig het. Waar Stefanus nie bang was om vir hierdie Jode te sê, maar julle het vir Jesus gekruisig. En waar die mense so kwaad geraak het, dat hulle hom gegryp het om hom dood te gooi. En dan staan daar in Handelinge 7 vers 55, dat Stefanus het opgekyk na die hemel, en hy het die heerlikheid van God raak gesien. En hy het gesien hoe Jesus aan die regterhand van die Vader sit. En hy kon die woorde spreek om te sê, Vader, vergeef hulle. Terwyl hulle hom doodgooi met klippe, kom van die Heilige Gees om uit daai situasie uit en laat hom sien waartoe hy op pad is. Dat dit wat op aarde gebeur nie meer vir hom saak maak nie, want dit wat vir hom wag in die hemel is soveel groter. En dit is wat die Heilige Gees vir ons doen. Die oomblik wanneer ons in moeilike situasies is, moet ons net opkyk en net sien maar die groot prentjie. God is nog steeds in beheer. Jesus sit nog steeds aan die regterhand van die Vader. En dis die heerlikheid wat op ons wag. Dat ons die stryd wat ons nou moet stry, met volharding kan stry. Met die gedagte wat ons weet, wat vir ons wag. So die Heilige Gees laat ons 'n bietjie uit ons situasie uit wegkyk en opkyk en die heerlikheid van God raak sien. Nog iets wat die Heilige Gees doen, en dis vir my een van die wonderlikste en geheimsinnigste tekste, Handelinge 8. Handelinge 8, ons weet van Filippus, Handelinge 8 vers 26, waar die engel van die Here vir Filippus sê, gaan maak jou klaar en gaan teen die middag op na die pad wat van Jerusalem af Gaza toe loop. Dis 'n stolpad. Nou, Filippus doen dit. Hy moet nou maar daar gaan staan. Hy weet nou nie wat om daar te verwag nie, want dit is 'n stolpad. En ek nou hoekom moet ek by 'n kruising gaan staan en dit is 'n stolpad? Dit is so goed, iemand sê vir my, hoorie, gaan staan daar
op die Grootfonteinpad, sê nou maar so 80 kilos van hier af. En hy sê, wat moet ek daar gaan maak? Dan mag daar 1 kar in 2 dae verbykom. Maar God het 'n plan. En hier word gehoorsaamheid getoets. En Filippus gaan staan daar, en 'n Ethiopiër van 'n hoë pos, van die koningin van Ethiopië, wat haar geldsake beheer het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. Op hierdie stilpad kom hierdie man aangery, en God het 'n ontmoeting met daai man beplan. So as die Here jou stuur na 'n plek toe en jy voel rarig, jy gebeur niks, en so hou dit aan vir dae, dan gaan jy. Want God het 'n ontmoeting beplan met iemand, en jy is geroep om die instrument te wees. En dit gaan die Heilige Gees met ons doen. Die Heilige Gees oortuig ons dat ons gehoorsaam moet wees aan God se opdrag. Maak nie saak of dit vir jou sin maak of nie. Want God se opdragte maak nie altyd sin nie. Partykeer maak dit glad nie sin nie. Maar dit is nie vir my om te besluit nie. Ek en jy moet net gehoorsaam wees. En dan weet ons van die verhaal hoe hy die skrif uitgelê het en vir die Ethiopiër verduidelik het wat nou werklik bestaan in Jesaja. En dan vers 39. Toe hulle uit die water kom, en nou nadat Filippus hom gedoop het die Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer gesien nie, en het sy ruit met blydskap voortgesit. Imagine, ek doop, en julle is nog rustig hier besig, en die volgende oomblik is ek weg. Maar dan staan hier, en het sy ruit met blydskap voortgesit. Wat het met Filippus gebeur? Filippus is later in Asdod aangetref, en hy daarvandaan deur al die dorpe gegaan, totdat hy in Caesarea gekom het, en oral het hy die evangelie verkondig. Die Heilige Gees vat hom hier weg. So, en hy gaan sit op doen op 'n ander plek neer. Amazing. Hier is Sky-Fi Flix van, toe ons nog kinders was, hy so 'n dingetjie geklim, en dan het hy so, wat Star Wars? En dan het hy ons so gedraai, en dan is die ou van hier af na 'n ander plek toe. Hulle het dit in die Bybel raak gelees. Die Heilige Gees doen goedes waarvoor wat ek en jy nie voorbereid is nie. Maar al wat die Gees vra is jy bereid om gehoorsaam te wees? Is jy bereid om jou ten volle oor te gee aan die werking van die Heilige Gees? En dis geestelike bemagtiging. Geestelike bemagtiging vra nie, hoe goed is jy nie? Vra nie, wat 'n persoonlikheid het jy nie? Vra nie, sien jy kans of sien jy nie kans nie? En die bemagtiging van die Heilige Gees sê, God sal met jou en deur jou doen wat hy beplan. Jy moet net sê, hier is ek, Here, gebruik my. En dan die tweede wat die Heilige Gees doen is aktiewe evangelisasie. Is dat ek en jy kan nie anders as om te getuig nie. Ons kan nie anders as om te vertel wie Jesus Christus is en wat hy in ons lewens gedoen het en hoe God die Vader ons versorg en na ons kyk in alle omstandighede nie. En aktiewe evangelisasie vra dat ek 'n getuie sal wees vir God in enige omstandighede. Petrus en Johannes het was voor die Joodse Raad gewees en ons lees in Handelinge 2 en in Handelinge 4 vers 18 tot 22 dat hulle voor hierdie Joodse Raad was en waar die Joodse Raad vir hulle gesê het, julle mag nie praat oor Jesus nie.
Julle moet stil bly. En dan sê Petrus, wat sê vers 20, vers 19, maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dit is vir ons onmoontlik om stil te bly. Ons moet getuig van Jesus. Ons moet getuig van wat ons sien, van die wonderwerke wat ons sien. Ons moet getuig van dit wat ons hoor. En dan maak nie saak of jy voor die Joodse raad is nie. Petrus, hulle staan daar, hulle weet, hulle kan tronk toe gaan. Hulle weet, hulle kan dieselfde pad as Jesus loop. Maar hulle sê, hoe kan ek stil bly? Hoe kan ek stil bly oor wat God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees vir my gedoen het? En dit is hierdie aktiewe evangelisasie, die mense wat daar in die vertrek by mekaar was na die uittorting van die Heilige Gees, het onmiddellik begin. Hulle het nie eers by mekaar gedink en sê, okay, kom, laat ons nou eers 'n strategie uitwerk. Okay, wie van julle kan Hebreëus praat, en wie kan Grieks praat, en wie kan Afrikaans praat? Okay, julle moet so toe gaan. Hulle het net begin. Ons kan partykeer wil ons die Heilige Gees so organiseer. Maar ek moet jy net begin. En dit maak nie saak wat jou omstandighede, dit maak nie saak met wie jy moet praat nie. Jy moet praat. Aktiewe evangelisasie is gebed. Ons lees in Handelinge 4, vers 23 tot 31, dat die gelowiges by mekaar was, en hulle was bang. Want hulle sê, Here, U weet wat die familiehoofde alles sê, en wat die Joodse raad sê, U weet, hulle gaan vir ons uithaal. U weet ons lewe is in gevaar. U weet ons het moeilikheid. U weet wat Herodes beplan het. Kyk wat het gebeur. En wat bid hulle? Here, ons bid dat ons vyand te mekaar sal val, en ons bid dat ons vyand heeltemal sal tot niet gaan, en ons bid vir die mense wat teen ons is, en dat hulle ook iets sal oorkom. Nee, hoor wat bid hulle. Vers 29 van hoofstuk 4. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Wat sou jy gebid het as jy so gedreig was? Kyk hoe dreig hulle ons. Hoor wat bid hulle. Gee dat u dienaars, met ander woorde ons, met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar, Jesus. Dit is hulle gebed. Nee, Here bevry ons en vat ons weg, en Here beskerm ons, en Here, laat ons met vrymoedigheid u woord verkondig. Laat daar genesings kom. Laat daar wonders en tekens in u naam plaasvind. Dit nie dat wat ons in die omstandighede waarna ons vandag is moet bid nie. Is dit nie dat wat ek en jy moet bid en sê, Here, laat ons in hierdie omstandighede waarna ons is, met vrymoedigheid u woord verkondig nie. Dat ons in hierdie omstandighede waarna ons vandag is, bid en sê, laat daar genesing kom. Laat mense gesond word, mense wat nie in die glo nie, laat hulle gesond word. Laat mense kan sien, U is almagtig, U is groot. En laat daar tekens en wonders in U naam plaasvind. Dat mense verstom sal staan en sê, wauw,
Kyk wat het God gedoen in hierdie omstandighede. Voordat jy met mense oor God praat, praat net eers met God oor mense. Wat doen Paulus en Silas? En dit is die volgende punt. Aktiewe evangelisasie is om God te prys, maak nie saak wat nie. En ons lees van Paulus en Silas in Handelinge 16 vers 16 tot 40, waar Paulus hulle was geslaan, hulle voete was in houtbalke vasgemaak, hulle was in die donkerste put gegooi. Hoekom? Omdat hulle waarsêersgees uit 'n vrou uitgedryf het. Hulle het die duiwel uitgedryf en nou sit hulle in die tronk. Hulle het gedoen wat Jesus gesê het en nou word hulle voete vasgeklem. Hulle is in die donkerste donker. Wat gaan gewoonlik deur ons kop? Here, ek het soveel vir u gedoen en kyk uit waar land ek. Ek het hard gewerk. Ek het elke Sondag in die kerk en ek het moeite gedoen vir u en nou sit ek met my bas in die tronk. Is dit nie moeite werd? Nou alles wat ek vir u opgeoffer het, kyk nou net waar land ek. Dit is nie baie keer wat ons dink nie. Here, wat het ek verdien om in hierdie situasie te land? Here, ek is dan 'n goeie Christen. Kyk nou net waar sit ek. Of is dit net ek wat partykeer so voel? Maar wat doen Paulus en Silas? Hulle begin te sing. Hulle sing lofliedere. En hulle begin te bid. En hulle begin God te loof en prys. Ek preek my vandag lees. Hulle begin God te loof en prys. Daar in die tronk, voete vasgeklem. En die ander gevangenes het gehoor wat hulle sing en wat hulle sê en hoe hulle bid. Wanneer die Heilige Gees oor ons kom, verander ons koppe. En dit is nie die situasie waarin ons is wat ons denke oorweldig nie. Maar dit is wat God gaan doen, wat ons opgewonde en dankbaar maak. Aktiewe evangelisasie is om God te vertrou vir die onmoontlike. Paulus was op 'n skipbreuk gewees in Malta. Hy het alles verloor. Alles. Hy so met niks. En toe hy klaar om gepik het, kon hy gesê het, ja Here, ek het alles vir u gedoen. Ek het gaan verkondig en ek was op 'n skip gewees en was op pad Rome toe, die droom wat ek gehad het om vir die keiser van u te gaan vertel. En nou land ek hier op 'n eilandjie en nou is ek onskuldig en 'n slang pik my. So, wat nou? Maar wat doen hy? Skud die slang af in die vuur en hy gaan aan. En almal sê, ja, sien, daai ou, hy is boos. Maar Paulus bly leef, hy het niks gesê nie. Hy het net die slang van sy hand afgeskit. Maar mense kom tot bekering omdat Paulus God vertrou het vir die onmoontlike. En toe gaan hy en hy gaan maak die hoofman se pa gesond op. Mense, wow, Paulus, jy het alles verloor. Jy het niks. Maar kyk wat doen jy? Jy het nog die krag om vir iemand te gaan bid dat daai persoon gesond kan word. Want vir Paulus het dit nie meer gegaan oor wie hy was nie. Dit het gegaan oor die titels wat hy gehad het. Nee, dit het nie gegaan oor wat hy al bymekaar gemaak het nie. Vir Paulus het dit gegaan oor hoe kan ek God in die omstandighede dien waarin ek nou is? En is ek bereid om God te vertrou vir die onmoontlike? Paulus het alles verloor, maar hy het sy geloof in God behou. Hoor julle? Paulus het alles verloor,
maar hy het sy geloof in God behou. Nie maklik nie. En ons almal weet, dit is nie maklik nie. Die derde wat die uittorting van die Heilige Gees doen, is verander mense om ons. Die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort het, het die mense wat by mekaar was begin praat. En mense het verwondering gestaan, en mense het gesê, "Wow, ek hoor dit in my eie taal." En mense het verander. Maar nie almal nie. Party het gesê hulle is dronk. Kan jy jou laat afsit deur die klompie wat sê jy is dronk? Of gaan jy sien hoe God mense om jou verander? Jy hoef nie 'n dominee of 'n pastoor of 'n priester of wat te wees nie. Jy hoef net 'n kind van God te wees om God toe te laat om deur jou mense om jou te verander. Jesus sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Dit is nie net vir uitsoek mense bedoel nie. Dit is vir jou bedoel. Paulus sê, jy moet plant. Iemand anders moet nat gooi. Maar dit is God wat laat groei. 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 7. Ons wil baie keer die groei raak sien. Ons wil baie keer sien hoe iemand verander. Ons wil baie keer die vrug sien. Maar om 'n disipelmaker te wees, om die wêreld te verander, beteken om met geloof te plant. Om met geloof nat te gooi. En om God te vertrou vir die groei. Julle almal weet van plant. Julle almal weet dat jy daai saadjie in die grond sit, maar jy weet nie wat met daai saadjie gaan gebeur nie. Of jy gooi nat, maar jy weet nie wat gaan gebeur nie. En baie keer is dit nie jy wat die plantjie sien groei, of die vrug sien nie. Baie keer is dit iemand anders. Maar jy moet net doen wat jy moet doen. Jy het 'n opdrag. Jy moet hom uitvoer. Paulus sê in Romeine 10 vers 13, elkeen wat die Here se naam aanroep sal gered word. Maar hoe kan jy die Here aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Jesus hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Ek wil dit omdraai. Jesus se opdrag is, hy stuur vir jou en vir my uit. So ek en jy is gestuur. Jy is gestuur om te preek. Jy moet preek sodat iemand van Jesus kan hoor. En die persoon wat van Jesus hoor, moet in hom glo. En wanneer hy hom glo, sal hy hom aanroep. Begin by my en jou, wat ons harte vir die Here gegee het. By my en jou wat gesê het, dis ek Here, gebruik my. By my en jou wat gesê het, Heilige Gees vul my. Gebruik my. Net soos wat U wil. Ons elkeen is gestuur. Ons elkeen het die opdrag gekry. En Jesus bemagtig ons deur die Heilige Gees om getuies vir Jesus te wees. Daarom is die Pinkster die vervulling van Jesaja 52 wat sê hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe
van hom wat die goeie boodskap bring. Wat vir die wêreld die vrede van God kom aankondig. Wat die goeie boodskap bring om te sê, Jesus Christus is die Immanuel wat God met ons is. En wat vir almal sê, Jesus is die koning van die konings en die heerser van die heersers. Jy kan nie meer sê, ek kan nie. Want deur die Heilige Gees kan jy. Amen. Kom ons gebruik net so 'n minuut. Wat het jy vandag gehoor? Dink net so vir 'n minuut. Wat het jy vandag gehoor? Heilige Gees, ons onderskat U. Want ons wil so baie keer dinge op ons eie doen. Ons wil so baie keer ons eie planne maak, ons eie oplossings uitdink, en dat ons U werk in ons ondermyn. Ek bid vandag vir elkeen wat hierdie boodskap hoor. Ek bid dat ons sal besef hoe geweldig groot die krag is wat in ons werk. Ek bid dat U ons sal kom bekragtig en ons bemagtig vir die roeping waarvoor God elkeen van ons geroep het. Ek kom bid dat ons aktiewe evangeliste sal wees, wat nie bang is nie, maar wat sal weet dat Hy wat ons roep is getrou. Ek bid dat ons die wêreld om ons sal verander, nie omdat ons so goed is nie, maar omdat ons gehoorsaam is aan die opdragte wat U vir ons gee. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.